Goeiedag, ek hoop het gaan sommer baie goed met jou en dat jy regtig die seën van die Here binne in jou lewe beleef, dit ervaar, die nabyheid van die Here sommer vir jou kosbaar is, iets wat jy ook binne in jou eie lewe koester. Lekker om in 'n persoonlike verhouding met die Here te kan wees. Ons praat by hierdie geleentheid oor hierdie tema van die Here is Here van sy oes. Bid, maar gaan nou. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper, want hy is ons God, en ons is sy volk, ons is sy kudde, sy skape wat deur sy hand versorg word. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede, word jou ryklik geskenk van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, en ook van die Heilige Gees. Die geskrifgedeelte by hierdie geleentheid gaan jy kry in Lukas 10, vers 1 tot 11 en dan ook van vers 16 tot vers 20. Nou, as 'n mens daardie hele gedeelte lees in Lukas 10, vers 1 tot 20, dan is dit eintlik oorweldigend. Dis 'n gedeelte wat 'n baie groot rol gespeel het, veral 'n klompie jare terug, binne die vennootskap vir gestuurde gemeentes, waar ons regtig ernstig besin het oor die rol van die kerk, ook binne in die tyd waarin ons leef, in terme van die wese van die kerk, om gestuur te kan wees. En elke ene van ons wat sê, dat ons aan Jesus Christus behoort, dit ook beleef, dat ons inderdaad gestuurdes van die Here is. Dat God, wat in sy wese sturend is, as die Vader, die Seun en die Heilige Gees, ons ook insluit by sy groot werk binne in sy koninkryk. Maar voordat ons gaan saam lees, gaan ek die liedboek 253 se woorde vir jou lees as 'n gebed. U het die brood gebreek, eens by die meer. Breek nou die lewensbrood vir my ook, Heer. Wil steeds die waarheid meer aan my ontvou, tot ek ook in die woord my Heer aanskou. Amen. So ek gaan hierdie gedeelte saam met jou lees in Lukas 10. Die opskrif daar is die sending van die 72. Nou, by ander plekke word gepraat van 70, hier van 72. Nou, as Lukas daarom nou wil sê dat hy probeer het om alles so korrek as moontlik neer te skryf, sy woorde aan die Theophilus, dan lyk dit vir my die getal sou dalk baie na 72 te wees. Daarna het die Here 72 ander aangewys en hulle 2 voor hom uitgestuur na elke dorp en plek waar hy van plan was om te kom. Hy het vir hulle gesê, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid aan die Here aan wie die oes behoort om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Gaan nou, maar onthou, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Moenie 'n beurs of 'n reissak of skoene saamdra nie, en moenie langs die pad met groetery tyd verkoos nie. As julle in 'n huis kom, moet julle eerste woorde wees, vrede vir hierdie huis. As daar iemand woon vir wie die vrede bestem is, sal die vrede op hom bly. So nie, sal dit na julle toe terugkom. Moenie van een huis na die ander trek nie, maar bly in dieselfde huis. Eet en drink wat hulle voorhande het, want die arbeider is geregtig op sy loon. As julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle, eet dan wat hulle vir julle voorsit. Maak die siekes daar gesond en sê vir die mense, vir julle is die koninkryk van God baie naby. So die nuwe tyd van God baie naby. Maar as julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle nie, gaan dan uit in sy strate en sê, selfs julle dorpse stof wat aan ons voete sit, vee ons af as aanklag teen julle. Maar dit moet julle weet, die koninkryk van God is baie naby. Wie na julle luister, sê vers 16, luister na my. Wie julle verwerp, verwerp my. En wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. En dan sê so 'n stukkie van die terugvoer wat hulle eintlik ook gee, as hulle nou teruggekom het. Die terugkoms van die 72, vers 17.
die 72 het vol blydskap teruggekom en gesê, Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons by die hoor van u naam. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Kyk, ek het aan julle die mag gegee om op slange en skorpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle enige leed aandoen. En tog moet julle nie bly wees net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp nie, maar veral bly omdat julle name in die hemel opgeskryf is. Nou, dit is die skrifgedeelte. Mag die Here altyd gee dat die woorde van ons mond en die wyse waarop ons nadink daaroor, die nadenke van ons hart, vir hom ook goed en aangenaam sou wees. Die Here is Here van die oes. Gaan nou, eerste bid vir arbeiders en gaan nou. Kom ons gesels 'n bietjie hieroor. Liewe vriende, ek het twee goed wat vir my geweldig belangrik is deur die jare. Binne in my eie geloofswêreld, wat letterlik my aankleef en iets is wat ek altyd met my saamdra, 'n sekere soort van bewussyn. Die eerste bewussyn wat ek altyd het, is my identiteit in Christus, en hoe belangrik dit is. Die feit, ons identiteit, dat ons weet wie sin ons is, dat ons weet aan wie ons behoort, dat ons in Christus Jesus ook aan God behoort, dat ons eiendom van God is, dat ons weet wie sin ons is. En die ander ene is, saam daarmee, is dat ons, of deel daarvan is, dat ons dit wat ons is, wie ons is, nog meer elke dag word. Dat die identiteit wat ons het, dat ons dit so sal aangryp en dat ons heeltyd daarin sal groei. As ek sê dat ek aan Jesus behoort, dan beteken dit dat my lewe dit elke dag op een of ander manier gaan vertoon en behoort te vertoon, en dat ek meer en meer in daardie wete sou groei. Ja, ek is Arnold en ek is so oud en my vingerafdrukke lyk so en alles, dis deel van my menswees. Dis deel van my identiteit, waar ek vandaan kom as iemand, 'n Suid-Afrikaner wat hier in Suid-Afrika woon, en dat ek 'n bepaalde identiteitsnommer het, maar dat ek in Christus behoort, dat ek deel is van sy ewige koninkryk, en dat dit vir my belangrik is om dit elke dag op 'n manier ook te realiseer, dat iets van die nuwe tyd ook vertoon kan word binne 'n mens se lewe. Die tweede een wat vir my so geweldig belangrik is, dit hang saam met hierdie identiteit, en dit is ons identiteit wat ons het as gestuurdes van die Here. Want om 'n gestuurde te wees, is deel van die wese van die kerk. Dit beteken uiteindelik dat die kerk van die Here Jesus binne in hierdie wêreld leef as mense wat die opdrag van die Here, van die drie-enige God, ook uitvoer, wat deel van sy werksaamheid binne in die wêreld is. Dis deel van die wese van die kerk. Op 'n stadium het ons geweldig baie daarop gekonsentreer om te sê dat ons as kerkgemeenskappe, geloofsgemeenskappe, mense uitstuur. Dan word dat ons geld bymekaar maak en dat ons iewers iemand afsonder, dat ons iemand stuur om in verskillende plekke in die wêreld dalk te gaan werk. Nou ja, dit natuurlik is dit ook waar dat 'n mens dit ook kan doen. Maar die belangrike is om te verstaan dat ek en jy gestuurdes is. Dat ons deel van die kerk is en dat dit deel van die wese van die kerk is. Iemand het by geleentheid, iemand wat by ISWEN betrokke was, by die Instituut vir Sending Wetenskaplike Navorsing, gesê, maar hy sal graag die persoon ontmoet vir wie die gelowige, vir wie die Here gesê het dat hy of sy nie nodig het om
as gestuurde in hierdie wêreld te lewe nie. Dan word die opdragte wat die Here gee, gaan dan, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en onthou, ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. In Matteus 28 is 'n opdrag aan die kerk. As Jesus dit aan sy disippels gee, dan is dit 'n opdrag aan die kerk. Wat Handelinge 1 vers 8 sê, en julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uithoeke van die aarde. Dan is dit 'n werklikheid wat vir elke ene van ons geld as gelowiges. Mense wat sê dat ons 'n identiteit het in Christus. As ek die evangelie in my lewe het, beteken dit dat ek ook gestuurd is, dat ek eintlik 'n skuldenaar is, vanuit die wese van my dankbaarheid teenoor die Here oor wie ek is, dat ek nie anders kan as om die evangelie van Jesus Christus uit te dra in die wêreld nie. Van die woorde wat nogal soort van bietjie buzzwords was altyd, en wat in my denke nogal altyd vassteek, is van die prentjies wat ek baie keer gesien het, en dit is rondom die kerk. Wie is ons? Wat is ons? Ons is geroep. Ons is geroepenis. Ons is geroep tot die geloof. Ons is geroep, aangeraak deur die Heilige Gees binne in ons lewe. Geroep om gelowige mense te wees, geroep tot die geloof. Aan die ander kant is kerk wees beteken ook dat hierdie geroepe mense wat aan Jesus Christus behoort, versamel word. So ons is 'n versameling wat gefokus is nie op onsself nie, maar gefokus is op die wêreld, wat versamel is en by mekaar hoort met ons gawes en talente en toerusting en alles, om uiteindelik ook vir mekaar te kan opbou, doelmatig te kan opbou, en iets van die heerlikheid van die Here ook in ons samekoms en in ons groei kan verklank. Die ander ding wat daarmee saamhang is dat ons gefokus word. So ons is geroep, ons is versamel, ons word gefokus. Ons word gefokus veral in terme van wie ons is, en ook wat ons roeping binne in die wêreld is. En dan beteken dit, die laaste een is dat ons gestuur is. Geroep, versamel, gefokus, en dan gestuur. Beteken nie dat nie net party gestuur is nie, maar almal deur die Here. In hierdie gedeelte wat ek nou saam met jou gelees het, word dan nou gepraat van 72 ander. So dit beteken eintlik 72 ander persone wat ook volgelinge van die Here Jesus was, wat nou nie sy gewone disippels was, die 12 wat saam met hom gewees het nie. Maar, en as 'n mens dit hoor, dan dink ek baie keer, ons dink, maar ek is dan nou nie regtig verskriklik vaardig nie. Ook met die tong om 'n geroepene te wees, om gestuur te wees, om die boodskap van die Here Jesus te dra, om getuie binne in die wêreld te wees nie. En ek is so 'n gebroke mens, so mense baie keer sê. Maar dit het 'n boekie geskryf met die woorde treasures in clay jars. Treasure in clay jars. Met ander woorde, 'n skat wat in kleipotte is. Nou, as jy nou mooi probeer onthou, sal jy weet wat staan in 2 Korintiërs 4 vers 7, wat Paulus daar sê, ons wat hierdie skat, is die skat van die evangelie, in ons het, is maar kleipotte, wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, en nie van ons nie. Dat ons in Christus kan wees, dat ons gestuur kan wees, dat ons geroep kan wees en gestuur kan wees, beteken dat ons weet dat ons aan die Here behoort en dat sy krag 'n werklikheid in ons lewe wil wees. En wanneer ons in bepaalde situasies kom, dat ons weet dat die Heilige Gees ook vir ons te hulp kom binne in elke ene
van die situasies waarin ons mag wees en doen. Partykeer dink ons so ver aan groot dinge wat ons moet doen. En eintlik gaan dit maar daaroor, oor hoe lewe ek daar waar ek is. Wat is die grense wat ek oorsteek daar waar ek is? Waarmee is God besig daar waar ek is? Hoe skakel ek daarby in? Gaan net nou meer ook daaroor sê. Maar wat sê Jesus vir hierdie 72? Die oes is groot. Die oes is groot, maar die arbeiders is min. Daar's so baie mense binne in die wêreld wat ook ingebring moet word aan wie die koninkryk van God, in wie se lewe die koninkryk van God 'n werklikheid moet word, sodat hulle voor die Here kan buig en sy heerskappy in hulle lewe kan bevestig en uiteindelik ook weer eens deel van die kerk kan wees en getuies kan wees binne in die wêreld wat kan uitdui al verder suurdeeg lig wat al hoe verder skyn. En daarom, wat is die opdrag van die Here Jesus aan daai 72? Sê die Here vir hulle, die grootste persoon wat mag stuur, wat in beheer is, sê vir hulle gaan. Maar voordat hy sê gaan, sê hy eers bid. Bid vir die Here van die oes om arbeiders te stuur vir sy oes. So, om ook 'n gebed te wees dat die Here meer en meer sal gee, want as jy net daaraan dink, as jy nou 72 uitstuur binne in haar hele gebied om die boodskap van Jesus Christus eintlik ook te dra, hoe moeilik dit eintlik is. En onthou, in daardie stadium het Jesus nog nie gesterf wanneer hierdie goed gesê word binne in die verhaal nie, en was sy opstanding nog nie 'n werklikheid in Lukas 10 nie. Maar hulle het steeds reeds die boodskap van die koninkryk van God het hulle reeds gehad. En daarom bid. Want wat het hulle? Wat hulle saam met hulle het, is hulle het vrede en hulle het die koninkryk by hulle. Maar die tweede ding is iets van hierdie dringende opdrag. Gaan nou. Gaan nou. As iemand vir jou sê, gaan nou. Dan beteken dit, jy het nou lank genoeg gerus. Beweeg nou. Beweeg nou net in jou eie wêreld, gaan nou. Maar verstaan ook dat jy op 'n manier bietjie die koste moet bereken. Ek dink sommer aan Jesus wat sê, jakkals het gate en die voëls van die hemel het neste, maar die seun van die mens het nie 'n plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. Dan beteken dit dat die wêreld hier vir Jesus geen vriendelike plek was nie, en dat dit nie noodwendig vir ons altyd ook 'n vriendelike plek gaan wees nie. En dan sê hy, dis nie maklik nie, gaan nou. Onthou, ek stuur julle as lammers, soos lammers tussen wolwe in. Daarom, almal gaan nie glo nie. Almal gaan nie dit aanvaar nie. Almal gaan nie die vrede wat vir jou toegesê word aanvaar nie. Party gaan dit aanvaar en ander gaan dit nie aanvaar nie. Party gaan gasvry wees, gaan jou ontvang, ander gaan jou nie ontvang nie. Dis waar, maar gaan nou. Dan gee die Jesus vir 'n ander opdrag, te sê, jy moet eintlik maar lig reis. Ek en jy weet mos, as ons nou iewers heen gaan, dan pak ons mos nou groot tasse vol. Alles wat ons nodig het, ons rekenaar, en alles wat ons nodig het, wat nodig is en dit wat nie nodig is nie, as ons iewers heen moet reis nie, om net so gereed te wees, veral as jy nie weet waar jy gaan kom nie, dan probeer jy voorsiening maak vir elke soort van situasie, en Jesus gee 'n stuk dringendheid, dat jy nie reissakke met jou saam moet neem, of ekstra skoene, of ook 'n beurs nie, maar dat jy moet gaan, dat hy ook sal sorg. Beteken eintlik maar net gewoon, soos wat ons is, op 'n eenvoudige manier in hierdie wêreld moet kom. Waarmee reis ons? Wat het ons elkeen? Wat het ons daar waar jy elke dag in jou lewe kom? Wat het jy? Jy het die boodskap van die evangelie. Jy het die boodskap van redding binne in jou hart. Jy het die boodskap van die werklikheid van jou, van die transformasie binne in jou eie lewe. Jy het jou eie getuienis wat jy het. Jy het die boodskap van Jesus, van die verlossing van Jesus Christus. Die verlossing wat in Jesus gebeur het,
die versoening met God is die boodskap wat ons het, wat vrede bring, want dis mos wat Jesus gekom het, gedoen het, toe die hemel oopgezip is, om vrede te bewerkstellig, tussen God en mens, en tussen mens en mens. En die koninkryk van God het in hom tot by ons gekom, en ons bid nog elke dag ook, laat u koninkryk kom. En dit is waarmee hulle moes gaan, waarmee mens lewe, iets van ook gehoorsaamheid, dit wat jy kan dra, wat jy kan gee, die shalom, die vrede, wat ook in Christus kom, en die heerlikheid om deel van sy enige ewige koninkryk te wees. Wat Jesus dan ook vir hulle sê, is gewoonlik, want gasvryheid werk ons gewoonlik so, dat ons die gasvrye mense moet wees, wat eintlik soos 'n Abraham is, wat mense ontvang. Maar wanneer dit gaan oor die koninkryk en jy moet uitbeweeg, dan is dit uitdagend, want dan beteken dit, jy is afhanklik van ander, en ook van hulle gasvryheid. Dis wat hy sê, jy beweeg oor 'n grens binne in die ruimtes van ander mense in, om ook daardie geleenthede, daardie tyd, daardie oomblik te kan ontvang. Soos reis eintlik met hande wat kan uitdeel, wat kan gee, maar aan die ander kant wat ook nodig het om te ontvang in hierdie situasie wat ook vir ons gegee sou word, om die koninkryk uit te deel, die vrede aan te kondig vir mense, te sê dat die koninkryk vir jou naby gekom het, maar aan die ander kant, om vanuit jou eie gemaksone te kan inbeweeg binne in 'n omgewing wat nie noodwendig altyd vriendelik en nie altyd maklik is nie. Dit is wat hy vir hulle sê. Wat is ons vraag? Wat ons altyd vra. Ons vra, want ons dink baie keer, maar waar gaan ek heen? Wat gaan ek nou doen? Met wie moet ek gaan praat? Wat moet ek nou, is daar nou iets wat ek moet begin? Veral as 'n mens binne in 'n gemeente is, waar begin jy? En dan kom mense nie eers agter hoe baie dinge daar besig is om te gebeur nie. Hoeveel vlamme letterlik in jou omgewing besig is om te brand, in die mate waarin mense betrokke is by hulle arbeiders, mense betrokke is by skole, betrokke is by die kinders, oral oor. Mense wat Bybelverspreiding besig is, tog, binne in 'n mens se eie huis, en jou eie omgewing. Die vraag is altyd, hoe is die Here besig? En waar is hy besig? En dan vra dit, hoe skakel ons daarbey in? Baie keer is daar projekte in ons omgewing. Mense wat reeds in ons omgewing byvoorbeeld besig is met evangelisasie by arbeiders op die plase, wat besig is met sulke dinge. Mense wat besig is met Bybelverspreiding. Hoe haak ek in by hierdie projekte? Hoe vind ons uit? En aan die ander kant, hoe is ek self sommer gewoon betrokke by die mense wat rondom my is? Hoe leef ek die liefde van die Here? Hoe leef ek? Hoe tree ek op? Wanneer ek by die diesel, by die petrolpomp of iewers kom binne die winkel teenoor die ander mense. Hoe is Christus deur my teenwoordig daar waar ek kom, en gee ek rekenskap van hom en van wie ek uiteindelik is? Te vra en te kyk, watter deure is oop en watter toe, want baie keer is sekere deure nie oop nie. En dat mense dit nie aanvaar nie. Dit is ons. Maar dit is nie vir ons gewoonlik om te besluit nie. Vir ons is dit belangrik om die boodskap van die evangelie van Jesus te dra. En as iemand dit nie wil aanvaar nie, dan is dit ook nie vir ons nie, dan kan ons aanhou bid, maar dit is nie nodig dat ons vir ewig ook ons koppe daar breek nie, maar ons kan bid, want op die ou einde is die Here van sy oes. En het ek reeds gesê, omgekeerde gasvryheid waarmee ek lewe. Gasvryheid wat geherdefinieer word. Want gasvryheid werk oor liefde, die woord is eintlik liefde vir die vreemdeling en ruimte vir die vreemdeling. Maar dan wanneer ek self uit my gemaaksone behoort te beweeg, beteken om oor grense te gaan. Wie bly agter jou? Wie bly rondom jou? Wie bly naby jou? Met wie het jy elke dag te doen?
Wat is die reikwyte van 'n gemeente? Hoe ver kom ons? Waar is ons op 'n gegeewe tyd in die week almal? Wie is op daai oomblik rondom ons? Wat is reeds besig om in hulle lewe te gebeur? Hoe skakel ons in by dit wat God reeds besig is om in die wêreld te doen? Want Jesus stuur hulle na elke dorp en plek toe waar hy van plan was om te kom. Dis die wese van gestuurdheid, is om oor grense heen te gaan. Grense is moeilik. As jy by grense kom, jy voel baie keer jy steek vas. Dit is moeilik om oor grense te kom. Grense van geslag, van ras, van status, van alles is vir 'n mens baie keer baie moeilik. Belangrikheid van mense in jou omgewing, diegene wat saam met jou werk, ouderdom, alles speel so 'n verskriklike groot rol binne in ons wêreld, ook in terme van ons gestuurdheid. En dan, wat gebeur met hierdie mense? Hulle kom terug en hulle rapporteer. Wat gebeur het? Wat gebeur het hoe hulle oorwinnend opgetree het, oor bose magte ook, wat gebuig het? Maar Jesus wat eintlik sê, dit is inderdaad so, dat groot wondere gebeur deeltyd. Dat groot wondere gebeur, en as 'n mens nie wondere verwag nie, dan sien jy dit nie. Maar die grootste wonder is uiteindelik jouself. Om altyd te onthou jouself wat verander het. Ek self wat verander het. Dat ons ook wondere uiteindelik is, dat ons name geskrywe staan in die boek van die lewe, dat dit daarin is. En wat ons uiteindelik ook aan ander sou gun. Ek weet, jy weet wie jy in Christus is. Ek weet, jy weet wat jou roeping is. Iemand het by geleentheid gesê, die kerk is die enigste organisasie wat bestaan terwille van sy nie-lede. Kerk is in sy wese in totaliteit geroep. Natuurlik bou ons mekaar op. Natuurlik help ons mekaar. Natuurlik hou ons mekaar vas. Natuurlik is dit die inoefening vir die koninkryk. Natuurlik deel ons die liefde. Natuurlik word ons die gesig binne in hierdie wêreld van God se liefde. Maar wat belangrik is die roeping, is die feit dat ons gestuur is. Dink aan die ou liedjie in die Halleluja boek. Moet ek gaan met leë hande? Moet ek so my Heer ontmoet? Dit is nie lekker as 'n mens daaroor so sou dink nie. Mag die Here ons ook sy roeping weer eens aan ons bevestig. Hy moet nooit besorg wees nie. Onthou, die Here is Here van die oes. Die oes behoort aan hom. Bid dan vir arbeiders. Maar jy gaan ook. Amen. Here, baie dankie dat U ons roep tot geloof, maar dat U ons ook roep tot getuienis. Help ons om die getuienis wat U vir ons gegee het, die verlossing wat in ons eie lewe gebeur het, om dit inderdaad elke dag, heeltyd ook uit te leef, dit te verkondig, wil U verheerlik word in Jesus se naam. Amen. Ek bid dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou mag wees en bly, en dat jy elke dag sal beleef dat jy diensbaar is aan die groot Here se hande en dat jy deel is van sy nuwe tyd wat besig is om 'n werklikheid te word. Amen. Jy moet mooi bly.